Ek dink, as dit enige iets minder doen as om ons skierigheid aan te wakker, dan mis ons dalk iets belangriks. In die eerste les het ons gepraat oor betekenis. Die kursus het begin deur vir ons te wys dat niks wat ons sien enige betekenis het nie. Dit het ons begin rig in die rigting van refleksie, om waarlik in te sien dat dinge geen inherente betekenis dra nie. Hierdie les is 'n soort bevestiging van daardie waarheid, maar dit verskuif die fokus effens. Ons word uitgenooi om ons aandag nou te begin rig op die wêreld wat ons fisiese oë sien en wat ons sintuie ervaar. Ons kan dit toepas op wat ons voel, hoor, ruik en so begin ons besef dat wat ons waarneem nie noodwendig die werklikheid is nie. Een versoeking is om te dink ons moet iets doen aan ons sig, soos om 'n ander bril op te sit, dalk rooskleurige lense, sodat ons sogenaamd reg kan sien. Maar wat A Course in Miracles ons leer, is dat die liggaam se oë in wese blind is. Hulle is ontwerp om 'n wêreld waar te neem, ja, maar nie die waarheid nie, nie liefde nie, nie geregtigheid nie, nie genade nie. Die kursus nooi ons uit om dus dieper te kyk, om terug te tree van wat die liggaam doen, en nader te beweeg aan iets wat dit visie noem. Daardie visie is hoër, maar abstrakt. Ons word genooi om te sien met die visie van Christus, met heiligheid, om die wêreld te sien as 'n skepping van God. Wanneer ons nie meer net vanuit die noue raamwerk van die ego kyk nie, die idee dat ek is 'n liggaam, ek is kwesbaar, ek is in gevaar, dan verander alles. Die les vra nie van ons om die liggaam te ontken nie. Dit vra slegs, kan ons asseblief sagkens ons vasberadenheid laat gaan, om te dink ons weet wat die wêreld is, om te dink ons weet waarvoor ons oë of ore of hande bedoel is. Kan ons daardie persepsie begin ontbind, of eerder toelaat dat dit vir ons ontbind word? Les 9 is in daardie sin vol vreugde, want as ons gewillig is, selfs sonder om alles ten volle te verstaan, kan ons oop wees vir 'n nuwe ervaring, die besef dat daar 'n ander wêreld is, en 'n ander manier van sien. En daardie wêreld, daardie sien, is reeds hier. Ons doen dit al reeds. Ons besef dit net nie altyd nie, omdat ons verward is oor wat ons werklik is. Hierdie les is nog 'n stap in die proses, om daardie verwarring op te los, en om ons terug te bring na vrede en vreugde, en na liefde en heiligheid, wat ons ware aard is. Want ons is geskape deur 'n lewende God. Ek vertrou jy geniet vandag se les, net soveel soos wat ek het geniet het om daarmee te werk. Mag dit vir jou opening wees tot die visie van waarheid. Dankie dat jy hier is. Vergewe, sien anders, leef in lig.